Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Wanneer 'n mens kyk na die lewe van Judas, sien 'n mens dat daar spesifieke lesse is wat ons uit die lewe van Judas kan leer. Die eerste een, Judas het geweier om te verander. Judas het saam met Jesus gewandel. Hy was een van die 12 disippels wat gekies is om deel te wees van Jesus se binnekring. Hy het eerstehands gesien hoe die oë van blindes oopgaan. Hy het gesien hoe melaatses gereinig word en krepeles loop. Judas het nie net die stories gehoor nie, hy het dit met sy eie oë gesien. Maar wat Judas nooit ervaar het nie, was 'n transformasie. Ten spyte van alles wat hy gesien en ervaar het hy dieselfde gebly. Dit is nie genoeg om net kerk toe te gaan en die woord te hoor nie. Ons moet God toelaat om ons harte te verander. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Die tweede een, Judas wou vir Jesus iets gee, maar nie alles nie. Judas het ontsteld geraak toe die vrou met die albasterfles haar kosbaarste besitting vir Jesus gegee het. Vir hom was om Jesus se voete met daardie dierolie te was 'n vermorsing. Hy het nie verstaan dat hierdie vrou vir Jesus haar alles gegee het nie. Te veel mense wil net genoeg van Jesus hê om hemel toe te gaan, maar nie soveel dat dit hul lewe onderbreek nie. As jy alles van Jesus wil hê, moet jy bereid wees om alles van jouself oor te gee. Die derde een, as jy nie jou Godgegewe opdrag voltooi nie, sal God iemand anders gebruik. Daar is onskatbare lesse om uit Judas se lewe te leer, maar hierdie een is miskien die belangrikste een. As jy moed opgee met God en jou lewensopdrag, sal iemand anders daar wees om die kans te waag. Judas het dit gemis. En in Handelinge 1 is 'n ander disipel gekies om sy plek in te neem met die naam Matthias. As jy nie verander nie, kan jy besig wees om in die verkeerde rigting te beweeg, net soos Judas. Soms het ons die beste bedoelings met die verkeerde motiewe. Weet vandag, God het 'n perfekte wil vir jou lewe. Gee jou alles aan hom oor, jou gedagtes, jou vrese, jou drome, jou dade en woorde. En vertrou dan op sy tydsberekening. Here, ek kom vandag na U toe met 'n oop hart. Ek lê elke deel van my lewe voor U neer. My familie en my toekoms is in U hande. Rig my voetstappe en lei my in U perfekte wil. In Jesus naam bid ek dit. Amen.